Jy kan besluit, jy kan op en af hardloop, jy kan die kant toe gaan, jy kan daai kant toe gaan. Maar jy moet nie sê as dit nie in God se wil is nie, kan jy maak net wat jy wil, dit gaan nie werk nie. Amen. Jy kan maak net wat jy wil, dit gaan nie werk nie, want dit is nie wat God vir ons wil hê nie. Nou baie dinge gebeur in ons lewens. Dan wil ons weet hoekom en waarom. Nou hoekom vra ons die vraag as ons al reeds die antwoord het? Ons vra altyd by Here hoekom gebeur dit in my lewe? Maar hier in die agterkop weet jy presies wat die antwoord is. Maar nog steeds is die mens arrogant. Nog steeds vra ons die vraag, maar Here hoekom? Christopherson het 'n liedjie geskryf, Why me Lord? What have I ever done to deserve even one? Wat het ons verdien om verhoor te wees? Dit is genade. Dit is genade. Paulus het vir God gaan huil. Want Paulus het 'n gebrek gehad. Ek weet of julle weet. Hy het ook so even so 'n boggel gehad. Nou dat hy toe gegaan en het gaan huil en 3 keer vir die Here. Here, maar hoekom? Weet jy wat is aan dit is? Hy het teruggebraak en gesê, Paulus, my genade vir jou is genoeg. Nou vanmôre is God se genade vir elkeen van ons genoeg. Wat meer wil ons hê? Nou ek gaan julle vanmôre 'n bietjie terugvat, way back in time. En as 1648 is nog voor 1648. In die begin, tot daar waar Noag in die ark gesit het. Dan dink ons almal teen die verhaal van God het jou in die aarde geskaap en net wat almal ken ons. As jy dit ook hier lees, as jy hoofstukke van dit. Okay, so ek neem almal ken dit. Nou baie van julle weet dit en baie van julle weet dit nie. En wie wat weet, maar nog in elk geval sit luister. Hey, of jy nou wil of nie. Nou my boodskap vanmôre is God in beheer van jou ark. Is God in beheer van jou ark? Nou kom ons lees saam nou Jakobus 2. Jakobus 2 vanaf vers 14 tot 26. Ek weet of sy my ark opgesit het vanmôre nie. Ek sien my ark nie. My ark is daar. Okay. Ek het nog 2 mooi prentjies gestuur van die ark. So kom ons lees saam Jakobus 2 uit. Maar voor ek lees, gaan julle vir my natuurlik die vraag vra. Pastoor, wat het Jakobus 2 uit oor die ark? Well, sit and listen. Ja. Wow. Nee. Kom ons lees saam. Kom ons begin so. O Vader, Here, dankie dat ons vanmôre hier kan lees, Here. Vader, dankie vir die woord, Here, wat U op my hart gelê het om vanmôre met U volk te deel, met U kinders te deel, Here. Vader, ek weet vanmôre, Here, dat hierdie woord in elkeen se hartstafels ingegrafieer sal word. Here, dat ons dit nie in ons gedagtes sal uitwerk nie, of probeer uitwerk nie. Maar Vader, dat die Gees dit vir ons sal openbaar. En Vader, dit as ons vanmôre hier kry, Here, dat ons dit sal deel met hulle wat by die kant is. En Vader, ek dank vir elkeen wat opgekom vanmôre, Here. Elkeen wat hier is, hulle wat hier is, Here, waar jy ook mag wees. Vader, seën hulle vanmôre en hou U hand van beskerming oor hulle in Jesus wonderlike naam. Amen, amen. Jakobus 2 vanaf vers 14. Hy sê, wat baat dit, my broeders? As iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie hê nie. As daar nou 'n broeder of suster raak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan julle in vrede, word warm, word versigtig, maar julle gee nie wat vir die liggaam nodig is nie.
as dit geen werk het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, dat jy geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Vers 19. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. En hulle sê dit. Vers 20. Maar wil jy weet oor die nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. Is Abraham ons vader nie die werke geregverdig toe Isak sy seun te Abraham geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en die geloof volkome geword het in die werke? Dat weet maar, die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Vers 24. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word in die werke en nie alleen in die geloof nie? En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig in die werke tussen die boodskappe gevang en met 'n ander pad, daar is nie dit nie? Vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood. Maar dit is sê, ek kan nie vir die Here iets vra elke dag, en ek vra en ek vra en ek vra, maar ek sit op my louter nie. Ek doen dit so nie. Ek soek werk, ek soek dit, maar ek doen dit so nie. Ek staan nie op nie. Ek gaan soek nie werk nie. En die geloof, maar die werk is daar. Die werke ontbreek, so wat help met die geloof? Nou, ons gaan nooit weg. Ons gaan nie vir die dan in Noag toe. Ons is allemaal kind van Noag. Okay. Nou, toe God met Noag gepraat het, was Noag 500 jaar oud. Ook net, ek gaan bedrag. Toe God met Noag gepraat het, was hy 500 jaar oud, het hy Noag geroep, want hy is onrechtvaardige, wat in hulle land was. En God het na Noag toe gegaan en was hy, Noag, bou vir my 'n ark. Nou imagine, daar in Genesis 2 vers 6, sê die woord, daar het mis in die aarde opgekom en die bome en die plante bedat. So, dit het nooit geen nie. Nee, die mense het nie geweet waar die Here is nie. Nou kom ek, en ek kom vertel vir jou, Dobie, bou vir my 'n ark. Dit was dit was op 'n randjie met. Vertel my eens, wat is 'n ark? Okay, 'n ark is 'n ding wat jy al die mense in die dier kan ingooi, maar dit is soos 'n boot, soos 'n skip. Wat is nou dan die definisie van 'n geloof? As jy normaal. Wat het jy maak met so 'n groot ding? Dit is die vraag wat die mense gevra het. Dit is die vraag wat deur Noag se kop gegaan het. Onthou my broer en susters, die ark is 'n metafoor van ons eie lewens. Dis 'n metafoor van ons eie lewens. En ons gaan nou 'n bietjie verder gaan. Nou, die wat nie weet nie, word die aarde geskape en allerlei ordes. Okay? En in Genesis 1 vers 29 sê God vir die mens, verder het God gesê, ek gee aan julle al die plante wat saad gee, wat op die aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. So met ander woorde, my broer en susters, vir plus minus 2000 jaar, van waar God die hemel en die aarde geskaap het, tot by Noag, is plus minus 2000 jaar, en die ouens wat geëet? Hulle het nie vleis geëet nie. Hulle het geëet wat God gesê het, die aarde voorbring, die plante, die bome, al die lekker spinasie en boontjies en wortels en alles wat in die grond het kom. Moes hulle geëet het. Nou, dink 'n bietjie vir jouself. Jy skakel 'n bietjie van die rooi vleis uit vir 2 weke. Of jy skakel totale vleis uit jou dieet uit vir die hele week. Jy drink nie koffie nie. Jy drink nie tee nie. En so baie wat jy gee, as meer koffie hier en tee as 'n koffie. So baie wat. Jy drink nie koffie nie, drink nie tee nie, drink nie glas koffie nie,
niks, al wat jy drink is water. Of jy vat 'n bietjie kruie en jy maak 'n bietjie warm om vir jou lekker smaak te gee van die water. Dis hoekom die mense in daai tyd so oud geword het. Daar was 'n koepel om die aarde gewees. 'n Ronde koepel. Die atmosfeer was omtrent 40 keer dikker as wat nou is. Dis hoekom as mense baie siek is, dan word hulle in 'n suurstoftank gesit vir 'n paar ure. Sodat hulle die suurstof kan inasem en dit deur hulle liggaam kan sirkuleer en sodoende het hulle gesond word hulle gesond. Nou dit is hoekom die mense in die ou tyd so gesond was. Hulle het nie siektes en gehad nie. Nergens in die woord in die Ou Testament lees hy dat die ou tyd geloof in die hartaanval gekry het. Nee. Hy het ongeval. Dis nou te oud, hè? Met die se lag, hè? Hoe oud is hy word? 900 en sap ons. Imagine hy met Sanna, jy word 900 jaar oud. So die koepel het gemaak dat mense ouer word. En hulle het nie vleis geëet nie, hulle het net groente en vrugte geëet. So as jy bietjie gaan kyk na Dawid, presies dieselfde. Dawid, Jonathan en die ou wat saam was. Dit was Dawid, Dawid en die ou wat saam was, hy sy vriende. Hulle het op 10 dae vasgegaan, wat hulle geëet? Net groente en vrugte. Maar die ander mense het vleis geëet en na 10 dae die word hulle geroep. Dus hy kan nie kies dit, hy kan soos dat op fris kris. Van wat? Van natuurlike voedsel. Geen vleis. So sit 'n bietjie met diet, net so vir 2 weke. En dan gesels ons weer. Nou by Genesis 6, vanaf vers 9 tot 22, gaan lees ons van die ark. Nou Noag, het hy gesê, was 500 jaar oud. Toe die deur agter Noag toegemaak is Noag 600 jaar oud. So, dink nou die jaar. Jy bou 'n ding vir 100 jaar. Jy en jou seuns bou aan iets vir 100 jaar. Nou imagine, jy is besig om 'n ark te bou en die mense kom verby gestap. Dis hier wat is dit? Wat maak die man? Wat is sy plan? En onthou, Noag het nie geweet wat is God se plan nie. Kan nie. Hy het net gedoen wat God hom gesê het om te doen. So, vir my spreek dit van geloof. Toe gaan Noag en begin, hy vat die geloof en hy sê die geloof in werking. En die twee pas mooi by mekaar. Agterna, toe sê Noag eers maar, ek het ons hierdie gebou vir 'n doel. En wat die doel was, weet ek nie. En agterna, toe hy die ark en die deur word toegemaak, toe kom hy agter. Maar dit is sy eie beskerming. God het besluit, hy gaan hierdie aarde verwoes. En soos ek voorheen gesê het, Noag was die enigste ou gewees wat guns, kan ek maar sê, en God se oë gevind het. En God het hom gesê, Noag, vat jy jou vrou, jou 3 seuns en hulle se vrouens en gaan klim in die ark. Dit was 'n veilige hawe vir hulle gewees. Nou as jy nou verder lees af van Genesis 1 af deur tot by Genesis 6, dan moet jy besef hierdie aarde was 'n rebellie. Hierdie aarde was nie goed gewees nie. Want God het gekyk na die mens en die mens het allerlei dinge aangevang. Tot die engele, Bybelus, het die heelheid gekom en het 'n gemeenskap hou met die dogters. Dis wat die lees van antwoord. En God het afgekyk en gesê, hier moet ek iets doen. Hier moet ek iets doen. En hy het 'n opdrag gegee vir Noag. 100 jaar lang bou ek aan die ding. Maar dit het toe maar van die eerste druppel. Nou die woord sê vir ons, ek gaan nou die koppeltjie kom. Die woord sê vir ons, die aarde het opgeskeep en die waters het soos fonteine
onder die aarde uitgeskiet. Nou, my mense sê die force van daai water wat uitgekom het, was so erg geweest, dat hy daai koepel gebreek het. Daarom het God voor die tyd gesê, as jy mooi onthou, wat was vir my die geleer het gesê, julle sal van nou af word en toe laat word. Hoekom? Want God het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet, sodra hy daai koepel breek, wat verdooi daai massa, suurstof op die aarde, verdooi dit. Daarom het hy gesê, hy sal net 20 jaar oud word. Dit is 'n belofte wat God aan die mense gegee het, maar hoekom kom ons nie daar uit nie? Hallo? Hoekom kom ons nie by 120 jaar uit nie? Want ons lewe nie meer van groentes en vrugtes nie, ons alles van morskos en dis dit en dit en die so plat dinge in die microwave en so van die is die patty. Die lewe het te gemaklik geword. Ons eet goed, wat ons nie veronderstel is om te eet nie. Ons drink goed, wat ons nie veronderstel is om te drink nie. Maar ja, daar gaan oor praat. Hy het oor gepraat. 40 dae en 40 nagte het geleef. Die eerste keer in die mense se lewens wat hulle reën gesien het. Die eerste keer. So, dink vir jouself, jy sit in hierdie ark, dan gooi ek sê ek gehad in die boeke, as ek weet nie, is die prentjies nie. Ons kyk ons op die kant. Ek gooi ek gehad, dan moet ek uitkyk, om te sien hoe lyk die my keraasdij. Dankie. So Noag en sy familie het by hierdie vensters gestaan, en hulle was soos in, wauw, wat is dit? Dis water, maar die water kom van bo. En God het alles op hierdie aarde verwoes. Alles. Soos hy sê, alles het Noag gedoen en geloof. Hy weet nie waaroor dit gaan nie. Nou kom ons kyk hoe groot was die ark geweest. Nou die Bybelse lengte, hy praat van 'n L. Die lengte van die ark was 300 L. Die breedte was 50 L en die hoogte was 30 L geweest. Nou kom ons kyk vir vandag se term, kom ons sou oor in meters. 137 meter. Was die ark geweest. Hy was 23 meter breed. En hy was 14 meter hoog. 3 verdiepings. Die water is 137 meter die lengte. Hy was 23 meter breed geweest en hy was 14 meter hoog geweest met 3 verdiepings. Dis dit daar. Pragtig. Nou my betekenis nie. Kom ons maak 'n bietjie sommetjies. Die grootste boot of skip wat nog ooit gebou was, Titanic. Hy was 169 meter lang geweest, 28,2 meter breed geweest en 53 meter hoog. En dink vir jouself, die Titanic het 'n roer gehad en die motore gehad wat skip aangevoer het. Die ark het niks gehad. Wat een van die twee was die mirakel geweest? Die ark. Nou dink nou vir jouself. En God het natuurlik weer iets geweet wat in die mense kop aangaan. Imagine nou as God nou vir almal gesê, vir Noag gesê, Noag, hier is die maat, hier is die gegevens, bou vir jou 'n engine. Sit vir jou stuurwiel aan, sit vir jou roer aan die regterkant, dat jy hom kan besien. Waarheen sou Noag gaan het? Waarheen sou hy gegaan het? Hy sou 10 in sy eie kop gevolg en gesê, "Broer, kom ons gaan die kant toe." Of kom ons gaan daai kant toe. Hy het niks gehad nie. Die woord sê hy het op die water gedobber al 117 dae lank.
met Noag op die water rondgedobber. Hy teer nie, hy niks nie, hy was oorgegee aan die genade van God, hy sy familie en alles en almal wat in hy aan was. Al 117 dae. Toe hy natuurlik die wyfie uitgestuur en dit uitgestuur en hy kraai en wat gebeur? Ek voel Noag maar, nie gebeur iets. Hy kyk uit en hy sien hier staan op die berg Ararat. Sy skip het gestrand. Sy skip het op 'n stilstand gekom. En Noag het ons 'n paar dae gegee en my broer en sussie kan hy gedeelte gaan lees, dan Genesis 6, 9:22 en Genesis 7:9. Die woord sê 'n paar dae later het Noag uitgekyk en die grond was droog. Imagine, 'n paar dae terug was die hele wêreld onder water gewees. Maak jou tuin nat. 3 dae later loop jy in die tuin, wat gebeur? Jy los steeds modder in jou voete. Die woord sê Noag het uitgekyk en die grond was droog. Noag het uitgegaan. En weet jy waar kom braai van sy naam? Ek gaan jou vir sê. Toe Noag in die ark uitgaan, het hy 'n altaar gebou. En hy het die vleis gevat en die vleis geoffer vir God. En God het geryk, dit is baie lekker. Nou kyk jy na vlees in Noag. Wat het hy beskryf in lekker? Hy dronk nie voorbij. Hulle het geen idee dat nie. Voor die tyd, hulle wist het nie. En toe gaan Noag natuurlik en hy droog gemaak en hy het vir 'n honger geplant en toe sy natuurlik weer terug na sy old ways. Nee? Noag weer terug, he's back to his old ways. God gee vir ons 'n opdrag. Hy sê maak so. Nou ons moet ons altyd werk en weeg en die kant en daai kant toe maak. Here is dit reg jy? Here is dit reg hy wat die ding vir my gegee het? En ons werk en weeg. En ons begin sommetjies maak. Jy gaan reg werk. Jy gaan werk. Nou sê ek doen wat God vir my so te doen. Hoekom nie? Want ek het nie geloof in God nie. Ek het nie geloof ingesit in dit wat hy vir my gesê het ek moet doen. Daarom begin alles wat ek doen, alles wat ek aanpak op my eie, begin ek skeef loop. Alles het goed verloop in Noag se lewe. Tot en met die ark geklim het. Ek het totaal gered. As dit ek en my familie wat oor is. So nou kan ek maar weer maak net wat ek wil. Die Noag sy voete op hy droog grond begin plant het. Toe dit nag. Toe kom die ou mens weer uit. Nadat God vir hom deurgevat het, al 100 jaar, wat die ark moes gebou het. Nadat God hom deurgevat het, weer 117 dae. En die ark rondgehardloop op die water. Gaan hy maar net weer terug na sy ou huis. Nou my broer en sussie, my vraag is, how stupid can you get? How stupid can you get? Jy is hier uitgehaal uit 'n moddersluit. God het jou uitgehaal, het jou voete geplaas op die ewige rots, want hy is die ewige rots. Dit gaan goed met jou. Alles gaan goed in jou lewe. Toe kom die trials en tribulations. Wat gebeur? Toe kom wat terug in die modder. Want vir baie mense is dit lekkerder om in die modder te staan, as om op die rots te staan. Want sodra jy op die rots staan, en moet jy sussie, dan kom die aanslae van die lewe. Hulle kom harder na jou kant toe. Maar
dat Here, waar is jy? Sê die Here, maar help my, ek is nog altyd hier. Ek het jou nie gelos nie, want ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Jy is die een wat my hand gelos het. Jy is die een wat gedink het, jy kan doen sonder my. Dan wil ons heil, dan is dit te laat. Nou gaan dit my nog langer vat, om weer in die wonderstryk uit te kom, en weer op die rots te staan. Daar is 'n liedjie wat ons altyd sing vir die God in the mountain, is still a God in the valley. So of jy nou bo op die berg is, of jy nou onder die vallei is, God is nog altyd daar. Hy is nog altyd daar, drompie. Ag, sien jy in die ark. Het hy gered. Ek het actually 'n liedjie gesoek van Duits gesing het 'n paar jaar terug. En ag, sien jy in die ark wat gered is en ek het dit gekry met unfortunately. Maar ja, my moeder en my sussie, ons almal gaan deur lewensstorms. God het ons elkeen 'n ark gegee om te bou. Drompie, jou ark is jou huis, waar is jou huis? Gideon is jou huis. Job is jou huis. My ark is my huis. Nou weer eens die vraag is God in beheer van jou ark? Is God regtig in beheer van jou ark? Baie keer weet ons nie waar om te gaan nie. Baie keer gaan soek ons hulp by vriende, by familie. En wat sê jy vir jou? Sorry, kan nie help nie. Nou hardloop jy rond van bakboord na stuurboord in jou ark. Jy hardloop van die voorpunt na die agterpunt in jou ark. Jy weet nie meer waar om te gaan nie. En daarna gesukkel en gesweet en na 2-3 weke so op en af, besluit jy, my Here, nou gaan ek op die knie gaan. Nou gaan ek vir God vra, want ek kan nie meer nie. Jy gaan op jou knie. Jy vra vir die Here. Die Here voorsien. Kom die Sondag weer. Jy sien ek het nog gehoor. Die storm is verby. Die vraag is, hoekom het jy die eerste plek op 'n dag gehardloop? Hoekom het jy 3 weke gevat om te sit om by God uit te kom? Dis hoekom daar nie 'n stuurende roer op die ark was nie. Jou huis staan vas op die grond, my moeder en sussie. Daar is nie 'n roer nie, daar is nie 'n stuur nie, daar is nie metodes nie. Hy gaan nêrens heen nie. Wie is in beheer van jou ark? Maar nog steeds wil die mense eie ark roer. Nog steeds wil die mense eie ark hier en daar kan vat. Maar Here, hoe gaan dit met my so? Want jy is nie in beheer. God is nie in beheer van jou ark. Matteus 7:7 sê, bid, vra, vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Is dit nie geloof nie? Is dit nie geloof nie? Baie keer soek die mens, maar hy soek met 'n oog. Hy gaan die klop, maar hy klop op verkeerde deur. Die boek van Openbaring sê vir ons, Openbaring 3:8, hy sê, ek ken jou werke. Hy sê, kyk, ek het voor julle geopende deur gegee. Niemand kan dit sluit nie. Hallo, come on. Toe Noag in die ark inklim, was hy deur geopen gewees. God het gesê, Noag, daar is hy. Gaan jy daar. God het die deur toegemaak. God het hulle beskerm. In die ark. Niemand kan my weer van jou toemaak. Maar wat maak ons? Ons knie halter, ons eie blessings in die lewe. God kom en hy kom gee dit vir jou op 'n skildbord. As jy maar net as hy. Kyk hoe mooi lyk daai appel. Hy is mooi blink gevry, hy is mooi rooi.
en te ryk sy skoen net staafse. Sy weet nie wat om te doen met hom nie, maar jy gaan ek nie weer op die vat, en gaan ek hom nou op die wacht sit in die moeilijk. Sy het die keuse, was toen my lieke weggegooi. Sanne vat om sy gesit op die wacht, en is moeilijk, lyk so ornament. Een paar dae later bly my almal. Ek raak so verleed. En ek trek so met mekaar in. Wat moet ek maak met die appel? Hy raak my vrou. Waar gaan my blessing? Waar gaan my blessing? Ek vat die appel, en ek gaan gee vir jou. Sy gryp hom op die hande uit en sy verslind hom neer. Die woord van God. Sy verslind hom. Hy is lekker. Hy is soet. Hy is van die maag. Wat het hulle geëet? Groente en vrugte. Kan ek daai deur toemaak? Ja, ek kan daai deur toemaak wat God vir my gegee het. Maar weet jy wat, ons mens is so arrogant. Ek sien dit gaan goed met Jacques. Jacques het 'n nuwe werk gekry. Jacques floreer. Jacques is by daai deur in. Ek volg hom in daai deur. Want ek wil presies dieselfde hê wat hy het. Dink jy dit gaan werk? Nee, God sê vir ons uitdruklik op Maria, ek gee vir jou, ek ken jou werke, my maat. En jy kan nie kant nie, ek ken jou werke, en ek gee vir jou 'n geopende deur, dis jou deur, dis jou salwing, dis jou blessing, dis jou lewe, dis jou ark. Hoekom wil jy ander man se ark hê? Hoekom wil jy die ander man se deur gaan? Dan kan met jou ook goed gaan. Maar jy besluit om dit te gebruik nie. Vir die nog ander rede, besluit jy wil dit hê nie. How stupid can you be? Geloof met die fase van geloof vir werke is dood. Dui aan dat ware geloof altyd tot daad moet lei. En dat 'n geloof wat nie in aksie vertoon nie lewendig is nie. Daar moet aksie wees. Weet u, Sanne daai jong op 'n groep sit van die skrapnet op. Toe lek, ek was afgejaag geweest. En ek so 'n bietjie kan dit uit en daar kyk net, as jy nou gaan opstaan, gaan jy nooit opstaan nie, dan bly jy. Maar ek het donderdag het glad nie lekker gevoel nie. Maar ek weer kyk. Nie vir my nie. Dan staan op en ek daar af in die motorreis, ek het my hare gewas nie, ek het net aan gebors op sy gat onder toe. Nog 'n keer opgesit. En ek het begin skoonmaak, en ek begin uitgooi en alles. Dis werke. Ek het iets gaan doen. Nou, mense dat ek nog gebly het. Dan moes ek nou morgenmiddag na werk, Saterdagmiddag na werk in die garage gaan gevlieg het, waar ek lekker onrustig gesit het, en so, weer eens, elke persoon het 'n keuse. En ek is 'n paar maande terug het ons gepraat van die keuses. Sit jou geloof in God, sodat jou ark tot stilstand kan kom. En God het groot deur vir jou opmaak. Hou op, om jou eie ark te probeer bestuur. Dit gaan nooit werk. Ek moet mense sê, ek was in die wêreld gewees, ek is nog steeds in die wêreld, ek is van hierdie wêreld. Ek is net in hierdie wêreld, wat Johannes sê. Ek is in hierdie wêreld, ek is van hierdie wêreld. Ek weet nie, dan net wat is jy kyk. En kyk net daar soos mevrou agter die kamera gevra. Ek sê, die meer werk in my lewe as net aan in my mond het. Want hoekom? Ek het my eie opgevolg. Ek het gedink maar nee, ek is wel slim. Ek is klaar in skool, nou kan ek maak net wat ek wil. Maar toe ek nog in die skool was, het ek in elk geval nie geluister nie. My hele lewe was 'n gemors. Tot ek God gevind het. Alles wat ek probeer het gefaal. Daar is ons
Dat my vrou nog by my is al 40 jaar, maar jy weet die dis dat is 'n wonderwerk. Ek dink die ander is 'n wonderwerk. Hallo. En nou sit ek terug en ek kyk na my kinders. Ek kan dit my kop skud. Dan vra ek my Here, wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen? Om te kry wat ek vandag kry. Wat het ek verkeerd gedoen? Ek het nie geluister nie, dis te plek. My oor het nie onder my voetsoele gesit. Dan was hy nie baas gewees. As iemand my sê, so, dan doen ek die teenoorgestelde, jy moet spytful te wees. As iemand my sê, doen ek, dan doen ek het. Net om gesien te wees. Een dag is toen dat ik kom die Heer en ruk en my hier onder die voete. Kan ook lees. Die val weer plat op sy gesig. Dis daar waar ek God gevind het. Plat op my gesig. Geloof sonder werke is dood. Jy kom by jou huis in. Luister na hierdie ding, né? Jy kom by jou huis in. Jy het so baie geloof in hierdie knoppie wat jy hier sien. Dat jy weet, as jy so maak, dan gaan jy ligte aangaan. Jy het so baie geloof in die ketel van jou, as jy hom inplak en jy sit hom aan, dan begin hy te sing. Jy kom het nie achter nie. Maar dat is 'n daaglikse ding. Nie my eggenoos en sulke goed nie. Maar jy doen maar tog. Hoeveel te meer gaan God jou nie seën as jy daai tipe geloof in hom plaas. Imagine. Hy sê as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, moet die mosterdsaad soos klein. Hy so ken jy kan so onder die naam van niks. Gaan plant 'n mosterdsaad. Kyk wat 'n boom groei van 'n mosterdsaad. Die woord sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, kan jy wat doen? Jy kan berge versit. Jy kan berge versit. Daai berg is voor my ark. Ek stap in die geloof. Here verwyder daai berg voor my ark asseblief. Ek wil nie op daai berg gaan strand nie, want daai berg is te hoog. Daar is nie 'n huisbak nie, daar is nie trappe nie, en as ek uitkom, gaan ek my doodval. I don't want to be there. Ek moet die mens die woord sê vir ons. Jy moet jou verneder, sodat God jou kan verhoog. Baie keer is ons arrogant. Kyk, ek sal dit doen. En ja, sal dit doen. Ek het vir 3 jaar net sonder werk gesit. En swaar bel, hy sê, hoe jy ook die sekuriteit en ek sê, wat? Ek by jy gaan staan. As nie met hier, arrogant. Arrogant. Hy sê, pastoor, dit in my kerkie, bla 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 bla. Arrogant. Ek wil my nie verneder nie. En toe my nie verneder, wat gebeur? Moes ek daar sekuriteitsrade gaan doen het, ek het aan die kese gehad het. Tot ek my graad B, al my sports, dit gaan doen, binne 'n maandstyd, nee 2 maande, binne 2 maande tyd, alles afgemaak. Begin werk security. Nou moet jy my sê dit, vir my was het 'n groot vernedering gewees. Want jy werk van R14.000 'n maand, na R5.000 'n maand. Vernedering. Maar weet jy wat? Ek het nog steeds in die geloof gestap. Ek het gesê, Here, maak nie saak wat die deur jy vir my opmaak nie, ek sal nog steeds dankbaar wees. Ek sal nog steeds bly wees daaroor. En God het deur opgemaak.
vir julle. Deur God se genade. Deur gehoorsaamheid. Deur om te doen wat God van my verwag om te doen. Ek is nie die rykste ou op aarde nie, maar ek is baie ryk hier binne. Ek is baie ryk. Moet Johannes gesê, dit wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus. Staan op en loop. Daai geloof het ek ook. Dit wat Johannes het ek. Toe Jesus opgevaar het na die hemel te sê, dit wat ek het, gee ek vir julle. Julle sal staan in die skerp in die trap. Vir die siekes sal jy in die hande op en hulle sal genees word. Blinde sal sien, doof sal hoor, krepels sal loop, dooies sal opstaan. Wat en laas, het julle 'n miracle in die kerk gesien? Want daar is nie meer geloof nie. Ek kom nie meer kerk toe om iets te ontvang nie. Noag het in die hart geklim om iets te ontvang. En God het hom gegee, 'n blessing. Ons kom nie kerk toe om kerk te kom is. Ek kom nie meer kerk toe met 'n verwagting in my hart nie. Wat sê Dawid? Hy sê toe ek hoor hy gaan op die reis van die Here toe. Toe sy bly, toe sy opgewonde. Maar ek gaan weet, ek gaan dit ontvang vandag. Ek gaan weer kry vandag. Dan moet jy mense as jy geloof sonder werke, is mors dood. Ek kan nie God behaag sonder geloof nie. Ek kan nie by ark bestuur sonder God se geloof nie. En wil ek op bestuur? Nee. Weet jy wat, dit gaan my nie met my, maar ek gee die stres vir God. Ek gee nie die stres vir my lewe nie. Om ark te bestuur. Wat rigting gaan ek gaan? Here, wees U die kaptein van my boot. Here, stuur U my ark. Ek wil nie stuur nie. Want as ek hom stuur, gaan hy daai kant toe gaan. Maar Here, as U hierdie arm begin dryf en begin stuur, weet ek waar gaan ek kom bring vandag. Ek weet waar gaan ek kom. Want God is in beheer van my ark. God is in beheer van my lewe. God is in beheer van my huisgesin. Ek moet net soos Noag gehoorsaam wees. Dis al wat God. Ek sê daar op Openbaring 3:8. Hy sê ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. God weet wat in elke van ons harte aangaan met die mense sê. Kom uit jou ark uit en begin lewe. Noag het in die ark gebly nie. Wat hom gesê gaan braai vleis, lekker man. Nog ons dit? Jy kan nie vir altyd in jou ark sit nie. Somewhere along the way moet jy daar geloof vat en begin uitstap. Vat hy geloof en begin stap uit jou omstandighede uit. Vat hy geloof en stap uit jou huweliksprobleme uit. Ek sê nie skei jou vrou nie. Dit is God wil hê nie. Vat hy geloof en stap uit jou finansiële probleme uit. Dan moet pastoor hoe gaan dit regkry? Maklik. Moenie skuld maak nie. Hoe maak ons dit? Baie van ons wat vanmôre hier is, by goeie mense sê, sit in 'n finansiële probleem. Hoekom? Dat ons nie geluister nie. Hoor? Ons het nie geluister nie. My karretjie raak uit. Ek wil 'n nuwe kar hê. Kan ek bekostig? Nee. So hoekom moet ek my kar gaan verkoop en 'n nuwe kar koop net om shop te vang? Hoe pas jy 'n nuwe kar? Die dan besluit jy altyd so te smaak met gesig. Né? Dis hoe ek bly is nie. Dit speel maar honderd pyne. Want daai geld wat op die kar moet betaal is kosgeld. Nou kan jy gaan kos koop en nou moet jy 'n troppie gaan deel. En troppie self nie. Troppie gaan jy by Marius. Marius gaan jy al by pastoor Marie. Dit is 'n ander
Hoe sal dit the cycle in jou life break? Wanneer gaan jy harde breek in jou lewe? Wat maak dat jy is waar jy is? Abraham het geloof gehad. Hy het ook nie geweet dat om te doen nie. Hy het sy sin met die berg opgevat. Hy het geen doel met waarom nie. Totdat God het vir hom openbaar het. Baie keer sê God vir jou, maak so, maar Here, ek wil nou weet. Jy het my vrou vir my gesê, weet jy wat nie? 'n Profeet moet my kom vertel wat nie. Die Here moet so nooit verskyn, vir my daai sê jy wat is wat. Baie keer kry ons woord. Ons wil nie vat nie. Baie keer word hy woord bevestig. Dan word ons nog steeds nie vat nie. Maar dis wat die mens. En dan God gebruik mens. En dan sit ons in 'n situasie, dan word ons heil, dan by einde van die dag word ons God die skuld gee vir ons eie probleem. So my broer en sussie, ek vra jou vanmôre, uit my hart uit, dat God in beheer wees van jou lewe. Al jou keuses, al jou besluite, alles wat jy doen, alles wat jy neem, gaan binne oor. Jy weet, baie keer gaan bid ons oor dat jy kan nie antwoord nie. Hoekom nie? Want dit is nie regte tyd nie. Hoe lang het Abraham gewag vir sy belofte? Sarah was in 'n jare gewees, maar Abraham het nie opgehou nie. Hy het aangehou. Vir 25 jaar het God nie met Abraham gepraat nie, deur sy ongehoorsaamheid. 25 jaar. Imagine. Ek is nou 60. Oor 25 jaar verloor ek 85 in April. 25 jaar praat God nie met my nie. Oor 25 jaar lang gee God my nie woord nie. Oor 25 jaar lang sê God nie my wat om te doen nie. Oor 25 jaar lang van my lewe is God nie meer in beheer van my hart nie. Gee dit wat jy het, hoe moet jy sê, in God se hande. Daarom sê ek altyd, as mense gaan trou, sit God in beheer van jou boot. Dat God die stuurman en die kaptein van jou boot is. Dan hoef jy nie terug te sit en te ontval. Loop en wandel in gehoorsaamheid. Die res sal vir my gevolg word. Wat is John 3:16? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En deur dit, en met die sussie, kom daai koepel wat die aarde gebreek het, daai koepel kom in jou lewe en jy sal guns vind in God se woord. Want jy maak hom jou Heer en jou Meester, jou Vader. Jou alles in die lewe. Amen. Kom met jou Vader. Ons dankie vir môre, Here. Here, my gebed is dat elkeen van môre hier sit. Here, daai stap van geloof sal vat. Here, dat elkeen van hulle die stuurman en kaptein van hulle ark sal maak. Vader, die woord sê, as jy bid vir geloof, sal God jou die geloof gee. As jy bid vir wysheid, sal God jou die wysheid gee. Vader, ek kom bid vir my broertjies en my sissies vanmôre, Here, dat jy elkeen daai nodige geloof sal gee en daai nodige wysheid en kennis en insig sal gee, Here. Vader, dat hulle alles wat hulle doen, U voor oë sal hou. Alles wat hulle aanpak, Here, dat hulle daaroor sal bid en wag vir 'n antwoord. En die sommige sal doelloos rondhardloop en hulle eie ding sal doen nie. Maar Vader, U gee vir ons 'n geopende deur.
En Here, ek kom vanmôre en ek sê dankie Here vir my geopende deur. Dankie Here vir die deur wat U vir my en my familie open Here. Dat ons kan deurgaan en lewe in U blessings Here. Dat ons kan aangaan Here in U tuin van Here. Nie ons eie tuin Here, maar U tuin. Waar ons geseën sal wees Here. Toe was hy blaas in die ooste en die kom haal U kinders. Daarom dank ek U vanmôre Here en ek gee al die lof en al die eer en al die aanbidding in Jesus wonderlike naam. Die volk sê Amen, amen. Amen.